Het jy jou hart vir die Here gegee? En hier bedoel ek nou nie dit wat ons vir ons kinders in graad 7 of in matriek of waar ook al sê, maar het jy jou lewe vir die Here gegee nie? Het jy alles, maar alles, van alles vir die Here gegee? Of is dit net wanneer jy die Here nodig het? Is dit net wanneer jy iets van die Here wil hê? Of is dit net wanneer dit nou in hierdie oomblik van jou lewe wat jy 'n krisis beleef, wat jy die Here nodig het? En al die ander kere, wanneer dit goed gaan in jou lewe, wanneer dit wonderlik is, wanneer dit fantasties is, dan het jy nie die Here nodig nie. Hoekom moet ek dan my alles vir die Here gee? Want ek het nou mos my kaartjie na die hemel toe verseker, deur hom om in my lewe toe te laat. Jy sien, wanneer dit gebeur, dan is daar 'n gedeelte in Handelinge 5 wat ons baie bekommerd moet maak. Want wanneer Ananias, ek het waarskynlik sy naam nou verkeerd uitgespreek, maar wanneer hy so iets doen wat ek nou net aan ons beskryf het, gebeur daar iets wat die hele eerste kerk met vrees laat. Naamlik, hulle het gesien 'n man met die naam Barnabas al sy besittings verkoop en al daardie geld net so in die gemeente instoot. En almal is van, wow, wonderlik, kyk hoe wonderlik is Barnabas, hy het alles vir die Here gegee. Is dit nie fantasties nie? Moet ons almal dit nie doen nie? Net in 'n poging om bietjie status te kry, toe hulle 'n stuk grond verkoop en slegs 'n gedeelte van die fondse wat hulle gekry het van daardie grond, het hulle vir die eerste kerk gegee. Maar hier is dit belangrik, want dit wat hulle vir Petrus vertel, dit wat hulle vir die Here vertel, dit wat hulle vir die Gees van God vertel, en dit wat werklik gebeur, is twee verskillende goed. Jy sien, want hulle het gedink as hulle slegs 'n deel te gee en van dit vir hulle self hou, dan is dit genoeg, dan sal hulle dieselfde aansien en dieselfde status as Barnabas in die eerste gemeente bevind en ervaar. En daar lê hulle fout. Daar lê hulle sonde. Want wat hulle as te ware gedoen het, is hulle het vir die Here gejok. Hulle het nie alles gegee soos wat hulle beloof het nie. Inteendeel, Petrus sê in daardie gedeelte, as julle net gesê het, hierdie is die gedeelte wat ons vir die Here wil gee, perfek. Sou dit nie 'n probleem gewees het nie, sou dit nie 'n issue op die einde van die dag gewees het nie. Maar omdat hulle status en eer gesoek het, omdat hulle gejok het, en omdat hulle hart nie op die regte plek was nie, het dit hulle alles gekos. Die vereiste wat die Here op die tafel sit, is alles. Die vraag wat ek jou vra, is het jy alles vir die Here gegee? Of gee jy net dit wanneer dit nodig is om te gee? Het jy jou hele hart, seer kry en opgewondenheid, pyn en vreugde, angs en blydskap vir die Here gegee? Of is jou verhouding met die Here voorwaardelik? Dink daaroor en ondersoek jou verhouding met die Here.
As jy van hierdie video's hou, as jy 'n opinie het om te lewer, gee ons 'n like, comment hier aan die onderste gedeelte en as jy meer van hierdie video's wil sien, subscribe tot ons YouTube kanaal. As jy 'n vreemdeling is in die Vanderbijl Park omgewing wat hierdie video's kyk en graag wil deel wees van 'n gemeenskap van geloof, nooi ons jou uit om elke Sondagoggend om 9:00 saam met ons hierdie gesprekke wat ons nou begin verder voort te vat. Baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.